diens, broer en suster. Berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing saam Psalm 149 vers 1 tot 4. Psalm 149 vers 1 tot 4, sing tot Gods eer met lof en dank. Sing tot Gods eer met lof en dank, o met nieuwe klank, o al sy gunstelinge, laat Israel voor sy Maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge, al moet sy naam en roem laat hoor, in feestgesang en sangerskoor, met harp en trommelslae, die Heer sy volk weer guns betoon, sagmoediges met heil gekroon, uit vrye welbehae, laat hulle juig in staat van eer, juig op die bed waar al wel eer, die lydingse gesnaak het, Gods lof verheffing in al stem, die slagswaard in al hand geklem, wat tot die straf ontwaak het, selfs konings moet in kettinge gaan, en edeles in die boei geslaan. Oor die met roem oordek, loof hom met jubelsange. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Broer en suster, luister en lees ook saam met my die wet van die Here en verootmoedig u voor die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het.
Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Psalm 53, vers 1 tot 3 van Psalm 53. Vermeetle dwaas wat hoog wys spot, sê in sy hart daar is geen God. Al dade is afskuwlik sleg, geen een wat goed doen in sy weg. God het die mense werk betrag uit hemel hoë en helder dag, of hy ook by die mense kind verstand met ware godsvrees vind, maar almal het tot groter kwaad in hul ontaarding God verlaat. Van almal is hul dade sleg, geen een wat goed doen in sy weg. Kom ons bid saam, broer en suster. Vader, almagtige Vader, ons aanbid U in hierdie oomblikke dat U woord tog vir ons helder en duidelik sal wees. Dat U met ons elkeen persoonlik sal praat. Dat daar by ons die grootste ontzag vir U sal wees. Dat ons U sal vrees. Dat dit ook ons bedoeling sal wees om na U te luister en U te gehoorsaam, soos wat 'n kind weet hy sy aardse ouer moet gehoorsaam. Baie dankie dat U ons gedra het, ook deur hierdie jaar wat ons terugkyk, dat U hierdie gemeente bring het, dat ons ook aan die einde van hierdie jaar by mekaar kan wees en saam kan luister na U woord. Leer ons wat gebed werklik is en laat ons U dan ook gehoorsaam in ons gebede. Laat ons bid soos wat U wil hê ons moet bid en nie op die verkeerde manier
soos wat die wêreld dit dikwels vandag doen nie. Ons bid ook dat U ons sonde sal vergewe, en ons vra dit van U in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde broer en suster, ons lees saam uit Jeremia 23, ook Lukas hoofstuk 11. Nou Jeremia 23 lees ons die 1953 Afrikaanse vertaling vanaf vers 21, en die Here is hier aan die woord, en dan sê hy spesifiek, hy is nie baie tevrede met die profete, ons sal sê die dominees van sy tyd nie, want hulle sê dinge wat hy nie vir hulle gesê het om te sê nie. Ek het die profete nie gestuur nie, tog het hulle geloop. Ek het nie met hulle gespreek nie, en tog het hulle geprofeteer. Maar as hulle in my raad gestaan, moet hulle my volk my woorde laat hoor, en hulle terugbring van hulle verkeerde weg, en van die boosheid van hulle handelinge. Is ek 'n God van naby, spreek die Here, en nie 'n God van ver nie? Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek, dat ek hom nie sien nie, spreek die Here? Vervul ek nie die hemel en die aarde nie, spreek die Here? Ek het gehoor wat die profete sê, wat in my naam vals profeteer met die woorde, ek het gedroom. Ek het gedroom. Hoe lank nog? Is dit in die hart van die profete wat leuns profeteer, en profete is wat bedriegery van hulle hart? Is hulle daarop bedag om my volk my naam te laat vergeet, deur hulle drome wat hulle die een aan die ander vertel, soos hulle vaders my naam vergeet het deur Baal? Die profeet by wie 'n droom is, laat hom 'n droom vertel, en by wie my woorde is, laat hom my woorde spreek in waarheid. Wat het die strooi met die koring te doen, spreek die Here? Is my woord nie soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel nie? Daarom kyk, ek het dit teen die profete, spreek die Here, wat my woorde steel, die een van die ander. Kyk, ek het dit teen die profete, spreek die Here, wat hulle eie tong gebruik en sê, die Here spreek. Kyk, ek het dit teen hulle wat leenagtige drome profeteer, spreek die Here, en dit rond vertel en my volk verlei met hulle leuns en hulle groot pratery, terwyl ek hulle nie gestuur en aan hulle geen bevel gegee het nie, en hulle vir hierdie volk hoegenaamd geen voordeel bring nie, spreek die Here. As hierdie volk of profeet of priester jou dan vra en sê, wat het die Here gelas? Dan moet jy vir hulle sê, julle is die las, en ek sal julle afwerp, spreek die Here. En wat betref die profeet of die priester of die volk wat sê, die Here het gelas, oor die man en oor sy huis sal ek besoeking doen. So moet julle sê, elkeen vir sy naaste en elkeen vir sy broer. Wat het die Here geantwoord? En wat het die Here gespreek? Maar van die Here het gelas, mag julle nie meer melding maak nie, want vir elkeen sal sy eie woord die las wees, dat julle verdraai die woorde van die lewende God, van die Here van die leerskare, onse God. So moet jy aan die profeet sê, wat het die Here jou geantwoord? En wat het die Here gespreek? Maar as julle sê, die Here het gelas, daarom, so spreek die Here, omdat julle hierdie woord sê, die Here het gelas, alhoewel ek na julle gestuur het, met die woorde, julle mag nie sê, die Here het gelas nie. Daarom, kyk, ek sal julle sekerlik ophef, en julle saam met die stad wat ek aan julle en julle vaders gegee het, van my aangesig af wegwerp, en ek sal julle 'n ewige smaad oplê, en 'n ewige skande wat nie vergeet sal word nie.
En dan Lukas hoofstuk 11 vers 9 tot 13 waar dit direk gaan oor die gebed. En ons staan stil by die gebed, by die woorde, Onse Vader, as u gewonder het. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee of ook as hy 'n eier vra hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. En dan vir die eerste preek, vraag en antwoord 120, waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek, sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het en dat hy ons veel minder dit wat ons van hom in die geloof bid sal weier, as wat ons Vaders aardse dinge ons sê. Nou, u sal onthou dat Sondag 46 is in die derde deel van ons belydenis, die Heidelbergse Katekismus, en die derde deel handel oor ons dankbaarheidslewe. En ons dankbaarheidslewe het twee dele gehad. In die eerste gedeelte het ons gekyk na hoe belangrik die wet van die Here is, en aan die ander kant het ons nou begin by die gebed, as die vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe. En ek moet vir u sê, dis eintlik opspraakwekkend wat ek nou gesê het, want mense sien nie die gebed so nie. Hulle dink die gebed is om vir God die dinge te vra wat hulle wil hê. Terwyl gebed die belangrikste deel van jou dankbaarheid is, wat jy elke dag vir God moet gee, wat jy vir God ook moet wys. En almal dink ook verkeerdelik dat hulle kan bid. En jy kan definitief verkeerd bid. Daar is ook baie duidelikheid daaroor in die Bybel. Nie alle gebede is maar net reg en vir God aanvaarbaar nie. So jy kan byvoorbeeld, om dit baie eenvoudig te maak, sommer hier heel aan die begin, kan jy in jou gebed heeltemal verkeerd gaan, juis as jy nie gaan luister na hierdie preek nie. En as jy gaan aanhou om op die verkeerde manier God aan te spreek, dan wil ek vir jou sê, is dit die rede waarom jy so wonder, waarom jou gebede nie verhoor word nie. Want jy volhard om die te volg in die wêreld wat op die verkeerde manier God aanspreek. En God sê baie duidelik vir ons in die gebed, die Onse Vader, dat ons hom moet aanspreek as ons Vader. Nie iemand anders nie, nie 'n ander woord nie, 'n ander woord of naam vir God nie. Hy sê baie duidelik, ons Vader. Hoe moeilik, broer en suster, kan dit tog nou wees? Hoekom volhard mense met die verkeerde gebed, met die verkeerde aanspreek? Jy somme uit die blokke uit verkeerd. Dit is soos by 'n atletiek byeenkoms en jy spring voor die tyd weg. Kyk maar of jy gaan wegkom daarmee. Daar gaan nog 'n skoot klap en jy is na, ek dink 2 keer of 3 keer is jy gediskwalifiseer. En tog mense hou hiermee vol. Daar is geen regverdiging vir enige ander aanspreekvorm nie. Ek kan dit nou al vir u sê, u kan maar die skrif gaan deursoek. Maar mense bid agter mekaar aan. En kinders bid agter dit aan wat hulle hoor. U moet dus hierdie preke beskou as 'n geleentheid wat die Heilige Gees besig is om u in die skool van die Here Jesus te onderrig. En die een wat die onderrigwerk doen is die Heilige Gees en die handboek is die Bybel. En u kan alles wat hier gesê word, asseblief kom bespreek dit met my, of gaan verifieer dit, gaan soek dit self op.
En weet jy wat is die belangrikste vak in hierdie skool van die Here Jesus? Weet jy wat is die belangrikste vak? Jy sal dalk sê die Bybel. Nee, die Bybel is nie die vak nie. Die Bybel is waaruit ons geleer word. Ek wil nie sê dis die handboek nie. Wel, juist die woord vir my. Die belangrikste vak is gebed. Vir God is die belangrikste vak in die skool van die Here Jesus Christus, waar die Heilige Gees die meester is wat ons onderrig, is gebed. Dus broer en suster, as jy nie bid nie, as jy weier om te bid, dan is jy moedswillig ongehoorsaam. En die voorbeeldgebed, die Onse Vader, is die bloudruk. God sê, hierdie skool is vir die res van jou lewe, vir die res van jou lewe, tot die laaste dag van jou lewe. En die opsomming van hierdie vak is die Onse Vader. En jy sal sê, maar hoe kan dit wees, want ons ken die Onse Vader van dat ons maar kindertjies was. Ken ons die Onse Vader? Broer en suster, net so dink mense, hulle ken ook die wet van die Here. En ek sê altyd vir u, die groot woord daarvoor is synekdogies. Met ander woorde, een woord het 'n magdom van betekenis. 'n Baie groot en wye veld wat dit dek. Dis dieselfde met die gebed, met die Onse Vader. Jy kan elke dag iets leer uit die Onse Vader uit. Die Onse Vader is die volmaakte gebed, dit dek alles. En daarom is ons besig met die Onse Vader, hierdie voorbeeldgebed. En ons Here Jesus moedig ons vanoggend aan om God aan te spreek as ons Vader. Die Here Jesus, broer en suster, wil ons aan die begin van die gebed hierdie eenvoudige ding leer. En ja, God het baie ander name. Jy kan hom aanspreek as byvoorbeeld die Skepper, die Regter, die Here, die Almagtige, Jahwe. Daar's baie moontlikhede. Maar die Here Jesus kies vir hierdie een moontlikheid, daardie persoonlike moontlikheid, daardie verhoudingsmoontlikheid van ons Vader. En hy sê nie dat ons hom moet aanspreek in die gebed nie. Wat julle in my naam vra. Wat julle in my naam vra. Nie spreek my aan nie. Verstaan mense, Afrikaner mense, dan nie eers meer hulle eie taal nie. Hierdie slim teoloog, verstaan hulle nie dan eers hulle eie taal nie. Hoe kan ons mense dan so verkeerd leer as die Here Jesus ons anders leer? En daarom, broer en suster, ja, vir die gebed is die belangrikste en die vernaamste die woord Vader. En ons Heidelbergse Katekismes gee baie mooi verklaring daarvan. Hoekom? Want dit doen twee dinge, vertroue en ontzag. Vertroue en ontzag. Kinderlike ontzag, kom ons kyk daarna. Soos wat 'n kindjie vir haar pa het, en hier gaan dit spesifiek oor die verhouding van 'n kindjie met haar pa, of met sy pa. 'n Kind kyk op na sy pa. So kyk ons op na ons Vader wat in die hemele is. Deuteronomium 32 vers 6. Is hy nie jou Vader wat jou geskape het nie? Het hy jou nie gemaak en jou toeberei nie? Natuurlik is die antwoord, hy het. En daarom is hy vir my so belangrik. En is daar by my verwondering. En verwondering, as ek so opkyk na my Vader, is 'n gevoel van verbasing. Maar meer as dit. Dit is 'n dankbare verbasing. Dit is 'n oorweldigende besef van soveel genade wat ek om my sien in my lewe, en ek verdien dit nie. En dit gaan soms gepaard met 'n diepe, stomme stilte hier binne in my. 'n vredige neerbuiging
in my diepste binneste, in my siel, waar ek my as het ware voor God wil gaan neervel op die grond, met my hande en my bene uitgestrek voor hom. Dit is my Vader en die effek van my Vader op my lewe. Hoe gelukkig is ek om hom te kan ken as my Vader, om oorweldig te word deur sy teenwoordigheid en sy liefde. So dit aan die een kant, broer en suster, is daar die ontzag. En jy kry baie geleerde mense met geen ontzag vir God nie. Wanneer mense die naam van die Here uiterlik gebruik, met ander woorde, buite konteks gebruik, het hulle nie ontzag vir God nie. En daar is baie mense met ingewikkelde en geweldige belangrike titels, wat verbonde is aan hoë en geleerde teologiese skole, en wat sulke dikke boeke geskryf het, en hulle het nul ontzag vir God. Niks. En daarom luister ek nie na hulle nie. Maar sal ek na die eenvoudige mens luister wat ek kan sien, dit met my deel, dat ons net vir mekaar sê, dis ons God. Hy oorweldig ons. Maar aan die ander kant, en dit kry jy in die verhouding tussen 'n ouer en sy kind, tussen 'n pa en sy kind, kry jy ook kinderlike vertroue. 'n Kind besef, my pa bepaal, my pa sorg, my pa is die een nie net na wie ek opsien nie, maar wanneer ek by my pa is, voel ek veilig. Daar is by my 'n diep gewortelde, sterk verbintenis aan my pa, en ek vertrou hom. En hopelik leer die paas wat vanoggend is ook hier iets, as hulle luister na dit wat hier gesê word. 'n Mens behoort te kan hoor en te besef, te luister na die woord van die Here en dan te bid. Dit is nie ingewikkelde begrippe of eindelose, sinlose herhalings nie, broer en suster, maar 'n kleuter, die kleinste kleuter, kan iets van dit wat hy in sy verhouding of sy in haar verhouding met haar pa beleef, ook gaan projekteer in haar verhouding met haar vader of sy vader. En daarom is hierdie verhouding wat 'n pa tot sy kind het so belangrik. En moet ek as 'n pa baie mooi dink wat ek doen met my kind. Want ek het 'n invloed op my kind se verhouding met my vader. My kind kyk na my, dis bepalend. En daarom, broer en suster, my lewe is in die hande van my goeie Vader en daar is nie by my angs en onsekerheid nie. Moenie by jou kind angs en onsekerheid skep nie. Deur jou optrede as vader nie, as 'n pa nie. Jou kind moet dit beleef as stabiliteit, kragtig, 'n goeie, liefdevolle en mooi verhouding. Iemand met wie ek altyd kan praat en dan kan die waarheid kom praat. En hy gaan nie soos 'n baksteenmuur op my neerkom nie. My pa sal begrip hê, my pa sal luister. Mens hoor dit in die woorde van Jesaja 64 vers 8. Here, U is ons Vader, ons is die klei en U ons formeerder en ons almal is die werk van U hande. Ja, pa is ook bepalend vir sy kind se geboorte. En net so is ons hemelse Vader, ons formeerder, ons skepper. Nou, hoekom leer die Here Jesus ons om ons Vader so te noem? Hy probeer ook daarmee vir ons sê, en jy kan maar enige kind hier roep vanoggend, en hulle sal vir jou sê, daar is 'n verskil tussen my en my pa. Ek kyk op na my pa is baie groter, sterker as wat ek is. My pa is bo my, en ek is onder my pa. En dis een van die mees basiese dinge van enige verhouding in 'n gesin. Maar weet jy, die teoloë verstaan dit nie. Hulle wil dit nie hoor nie. Want die mens is ewe skielik op dieselfde voet as die Vader. Dieselfde voet as God. En dit word ook so in die teologie ingebou en aan mense verkondig.
Daar is 'n baie groot verskil tussen ons en God. Jy kan ook nie jou kind grootmaak asof jy die beste pelle is. Want dan wil ek vir jou sê, dan is jy ook nie 'n goeie pa nie. En so werk dit ook nie in ons verhouding met God nie. So hierdie beklemtoning in die teologie is ook 'n valse beklemtoning. Dit werk nie eers so in die daaglikse lewe nie, behalwe in disfunksionele gesinne. Die mens is so gemaak, broer en suster, die afgelope jare deur al die valsheid. Wat ek en jy van God dink, broer en suster, moet daarvan spreek dat ons het ontzag vir God, ons respekteer hom. Dink 'n bietjie aan die vorige geslagte, broer en suster. En ek wil nie sê die ou goeie dae nie. Ek wil nie probeer om die verlede te romantiseer nie, asof alles in die verlede net altyd goed was en mooi was en reg was nie. Maar die vorige geslagte het in hulle hele houding, ook tydens hulle gebed, het hulle gesê, ons het ontzag en ons het vertroue in God. Deesdae sit mense sommer as daar gebid word. Lekker gemaklik. Party so ver as moontlik op die rugwervel die naaste aan die nek. Maar ons het steeds ontzag vir God. Dink aan daardie mense se kleredrag, die van vrouens en die van mans. Dit het daarvan gespreek, dat hulle het ontzag vir God. Hulle het vertroue in hom. En wanneer hulle met hom gepraat het, of oor hom gepraat het, broer en suster, dan was dit ook duidelik. Dis broer en suster, wat mense deesdae doen, wat hulle sê, hoe hulle optree, wanneer daar gebid word, byvoorbeeld selfs, dan spreek dit daarvan dat dit het verdwyn, of dit is besig om te verdwyn. Ontzag en vertroue. Die tronke, 27.000 buitelanders, sê hulle is die rede hoekom die tronke so vol is. Die tronke is vol, die spreekkamers is vol van al wat 'n guru is. Die inrigtings is nog voller, en ons is werklik besig om verder te ontwikkel, maar ons het nie ontzag en ons het nie vertroue in God nie. Dit gaan beter, maar al hierdie goed is vol. Mense het ontwikkel. Rarig, is ons beter daaraan toe? Gaan dit beter met die wêreld waarin ons lewe? Met ons demokrasie, met sy wonderlike grondwet, met geen ontzag vir God nie? Dink jy dit gaan beter? Dan, broer en suster, God is so betroubaar. Christus, broer en suster, kom openbaar God aan ons deur die woord, deur die Bybel. Hy kom vertel vir ons presies wie ons hemelse Vader is, en ons kan hom leer ken, ons kan weet wie hy is. En dit is so belangrik, om te weet dat ek kan op God reken. Ek kan nie op mense reken nie. Ek weet mense laat jou die een of ander tyd in die steek. Ek weet daar is altyd teleurstellings wat kom, selfs van 'n mens se naaste familie. So wat het jy en wie het jy? As jy daardie vraag nie vir jouself kan antwoord nie, ek het vir jou 'n antwoord. Baie van ons, broer en suster, nie ek self nie, maar van ons, het paas wat al oorlede is. En ek het al baie die ding bestudeer. As jy met mense praat wat 'n pa verloor het, dan sê hulle vir jou, ek kan hom nie meer bel nie. Ek kan nie net vir hom vra, net met hom praat hieroor en net hoor wat sê hy hieroor. Hoe sou hy gemaak het? Wat sou hy gedoen het nie? Daar is 'n gat in my lewe, daar is 'n vakuum. Hy is nou weg. Daar is iets groot uit my lewe weg. Hy was altyd daar, maar nou is hy nie meer daar nie. Sy stabiliteit, sy sekerheid, daardie terugval op my pa, hy sou gehelp het, hy sou geweet het. Wel, broer en suster, ons het dit tog nog in 'n sekere sin. Dit is juis as jy 'n wonderlike verhouding met jou pa gehad het, dan verstaan jy iets daarvan. En ons hemelse Vader is dit alles.
Ek kan met hom praat. Hy praat ook terug en hy doen dit deur sy woord. Hy soek my altyd, hy tel my op, hy dra my, hy red my, hy help my, hy weet wat moet gebeur. Hy's beter as my pa, my aardse pa. Maar nou is daar ook mense wat slegte aardse paas gehad het. En dis ook 'n realiteit. 'n wrede pa, 'n ongenaakbare pa. 'n Pa wat nie wil luister nie, 'n pa wat net altyd beklei, 'n pa wat net altyd slaan, 'n pa wat net altyd sê wat verkeerd is, wat nooit iets goed sien nie, wat nooit 'n kind aanmoedig nie. Vir wie 'n kind so bang is dat hy nie durf om met sy pa te praat oor dit wat hy verkeerd gedoen het nie. Hy sal eerder lieg as om die waarheid te praat. 'n Pa wat dood eenvoudig afwesig is, weggaan, nie daar is nie, nie sorg nie, ma hartseer maak, ma in die steek laat, die gesin in die steek laat. Daar is ook sulke paas. Hoe gaan daardie mense ooit 'n goeie vader kan ken en kan verstaan wie 'n goeie vader is? En dis waar die genade van God inkom, dat God maak voorsiening daarvoor. Dat sy woord is vir ons almal daar, in sy woord gebruik die Heilige Gees in ons almal se lewe, en die Here Jesus sê dit in sy woorde, dat hy voorsiening gemaak het vir daar waar ek 'n swak pa was. En ek praat nou werklik van my persoonlik, ek self was as pa dikwels nie 'n goeie pa nie. Ek kan my swakheid sien, ek kan my sonde sien, ek kan die effek daarvan ook op my gesin sien. Ek weet dit, ek hoop jy is ook terdee daarvan bewus. In Lukas 11 vers 13, broer en suster, hoor ons mos dat die Here Jesus sê, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader, as julle wat sleg is, dis waar, my Here Jesus. Ek wat sleg is, het ook probeer om vir hulle vis te gee en nie 'n skorpioen nie, en ek het ook probeer om vir hulle brood te gee en nie 'n klip nie, maar baie keer het ek 'n skorpioen gegee en baie keer het ek 'n klip gegee. Ek is nie volmaak nie, ek is nie die volmaakte pa nie. En ek dink die meeste goeie paas wat hier is, sal dit ook weet en sal dit beamoen. Soos wat jy ouer word, gaan jou oë oop vir jou pa se foute, vir iemand wat jy geïdealiseer het. So wie gaan jy na toe opkyk? Vir wie gaan jy ontzag hê en in wie gaan jy vertroue hê? Nie jou aardse pa nie. En soos wat jy soms, toe jy kleiner was, gesê het, pa, kom kyk hier, of papa, kom help my. Dis alles nog moontlik. Ons het 'n hemelse Vader. Ons hemelse Vader is daar, want ons Here Jesus Christus het hom aan ons gegee as 'n Vader. En hy doen dit met hierdie woorde, wanneer hy sê, as jy bid, begin met ons Vader. Jy kan so begin, want dis ons Vader. Dis daar waar die Here Jesus Christus is in die gebed. Jy het dit agtergekom. Hy leer ons die gebed. Hy is in die ons. En hy maak dit moontlik dat ek en jy, al is ons pa, aardse pa, lankal oorlede, of al ontdek ons al hulle foute en hulle swakheid, dat ons steeds 'n Vader het. Hy het dit vir ons moontlik gemaak. Dus broer en suster, noem God met vrymoedigheid jou Vader, maar doen dit met die nodige respek. Bou aan daardie band van vertroue tussen hom en jou, net soos wat jy gebou het aan die verhouding tussen jou en jou aardse pa, en maak ook tyd vir hulle selfs wanneer hulle oud geword het. Het ons dit verdien, daardie verhouding met ons hemelse Vader, daardie verhouding waarin jy nou al moet begin bou? Dis onverdiende genade. Ons lees, broer en suster, dat ons Vader kan vertrou in Jesaja 63, want U is ons Vader, want Abraham weet nie van ons nie, en Israel ken ons nie, Abraham het ons nie geken nie. U, o Here, is ons Vader, ons verlosser is van ouds af, U naam
Hy's nog altyd vir ons daar. Hy ken ons, al het Abraham ons nie geken nie. Die Here sê in Jesaja 49 vers 15, dat jy 'n ouer wat begin vergeet, dat jy daar kom by jou pa, en dan sê hy vir jou, en wie is jy? Of hy het jou broer weet, of 'n ander familielid, of 'n neef, en jy voel, wat is besig om in my lewe te gebeur? Ek is besig om my pa lewend te verloor. Dis wat met ons kan gebeur. Dis nie met opset nie. Dis 'n siekte. Wat sê God van dit? Hoe tipe vader is hy? Jesaja 49 vers 15. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet. Baie meer, nee. Baie ryker wat ons in hom het. Hoe vorder jy in die skool van die Here Jesus in die belangrikste vak? Is jy besig om daarvan 'n vak te maak waarin jy 'n onderskeiding gaan kry? Of is jy eintlik besig om, soos die kinders sê, is jy eintlik besig met 'n onderglyding en nie met 'n onderskeiding nie? Jy kry 'n onderglyding wanneer jy opgehou bid het. Jy kan net altyd vorder wanneer jy bid. Al is dit hoe swak, al is dit hoe beperk. Jy weet, dit is so diep, dat jy hoef nie eers altyd vir God te sê, ons Vader nie. Jy kan vir hom sê, my Vader. En nou sê jy, maar is daar 'n voorbeeld daarvan in die Bybel, en u behoort my beter te ken as dit. Ja, daar is. En dis natuurlik Psalm 89, vers 27. U is my Vader, my God, en die rots van my heil. Pragtig. Ja, wanneer ons saam is dit ons Vader, maar wanneer ek en hy alleen is dit my Vader. Ek hoop dit is ook jou Vader. Amen. Kom ons sing saam. Psalm 104 vers 17 tot 21. Wat leef in water en op land, verwag ons spyse van u hand. Ons sluit dit al word verkoop, hou dit toe word verskrik. Neem u al asem weg al keer, tot stof en as is nie meer. Maar as u gees weer oral zweef, dan leef al in die aard herleef. Laat glorie sonder maat of berg, die Heer verbly uit al sy werk. Laat hy net kyk en niks hou staan, en as hy staan berg aan brand. Ek wil terwyl ek lig geniet, ons grootheid sing in psalm en lied, en die oorpeinsing van my gees, mag dit om welgevallig wees. Alweer die Heer se lof misgaag, laat al so stof voor wind vervaag. My siel wat uitsing tot Gods eer, sing onvermoeid en loof die Heer. Waarom word bygevoeg wat in die hemele is?
sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie, en van sy almag alles verwag, wat ons vir liggaam en siel nodig het. As jy so kyk na boeke in Afrikaans, broer en suster, veral godsdienstige boeke, dan kom jy agter dat die onderwerp van gebed moet baie belangrik wees. So as jy so in hierdie boekwinkel, ou boekwinkels of nuwe boekwinkels rondloop, dan sien jy baie uitgewers en jy sien baie boeke oor gebed. Hoekom gee uitgewers boeke uit? Dis 'n maklike vraag. Hoekom gee uitgewers boeke uit? Omdat hulle jou geloof wil opbou, omdat hulle iets vir jou wil beteken, of omdat hulle geld wil maak. Aha, omdat hulle geld wil maak. Dis hoekom uitgewers boeke uitgee. Hulle wil nie iets vir jou doen nie. Hulle wil geld maak. Dis hoekom hulle boeke uitgee. Dis hoekom uitgewers boeke uitgee. Tensy jou gemeente of jou kerkverband 'n boek uitgee, dan is dit 'n ander saak. Hierdie mense gee boeke uit want hulle doen dit vir een doel, en dis die ou doel, en dit is om geld te maak. Hulle doen dit nie om jou te leer nie, om jou op te bou nie, om vir jou iets interessant te gee nie. Hulle doen dit om geld te maak. Die boeke moet verkoop word. Mense koop nie boeke wat nie goed is nie, wat nie iets interessant in het nie, iets niets in het nie, iets fantasties in het nie, iets wat mense oor gaan praat en vir mekaar gaan sê, jong, ek het hierdie ding geleer in daardie boek, jy moet daardie boek kry, absoluut, jy moet hom kry. So hulle kry die tipe van mense om boeke te skryf wat hierdie goed in het, sodat hulle kan boeke verkoop. Dis mos nou nie moeilik om dit uit te werk, die broer en suster. Dis dieselfde met Koem, of noem hulle nou maar almal op, daar is een doel, geld maak. En daardie skrywers is nie noodwendig die beste en die kundigste nie, en dan die volgende erger graad van die ontwikkeling is die boeke wat uit ander lande uitkom, Amerika of veral Amerika, met sy klomp verskillende teologiese tentakels, en dan word daai boeke in Afrikaans vertaal, want hulle kan nie gou genoeg iemand gekry het om dit in Afrikaans te skryf nie, so nou vertaal hulle dood eenvoudig die boeke. En die goed lyk meer soos resepteboeke, en die doel van hierdie gebedsresepteboeke is om gehoor te word, om God se arm te draai. Jy draai iemand se arm en jy wil hê hy moet vir jou iets doen. Jy wil jou die resep gee van hoe draai 'n mens God se arm. Ja, ek sien julle kinders vir ons, mense doen dit nie. Die probeer dit nie eens doen nie. Dis wat hierdie goed doen. Weet jy wat is okkultisme? Okkultisme is die bedekte verering van Satan. Weet jy hoe werk dit? Jy het allerhande resepte, spreuke en woorde wat jy leer ken, sodat jy kan kry wat jy wil hê. Die doel is, jy moet kan kry wat jy wil hê, want jy is belangrik genoeg. Jy is special. Jy is spesiaal. Jy is wonderlik, jy is fantasties. En jy moet basies net kan sê wat jy wil hê, en dan gaan jy dit kry, so jy moet die resep kry. Jy moet die regte woorde kry, die regte name kry van God. Daar's letterlik boeke met ellelange lyste van watter name moet jy waar gebruik en hoe moet jy dit gebruik, want daar is baie name van God in die Bybel. So jy gaan leer hierdie boekwinkel, ek was baie lanklaas in 'n Koem, ek dink my vrou wou 'n beker koop, dis dit, maar ek loop nie baie tussen die boekrakke daar rond nie. Want jy soek om 'n juweel te kry, en die juwele, 'n juweel is 'n diamant, is 'n skaars ding, jy kry hom mos nie sommer net, jy tel hom nie net op nie. En in hierdie tweedehandse boekwinkels wat ek meer van hou, is dit ook 'n vreeslike gesoek na hierdie juwele.
Maar nou moet ek ook vir julle sê wat nou die laaste tyd kop uitsteek is die ouer boeke. En met ouer boeke bedoel ek nou 1000 jaar oud, 2000 jaar oud, oor gebed. En kyk die mense lees hulle nou, kwaai. En dan kom hulle hulle lees nie Augustinus nie. Ek meen, die grootste kerkvader lees hulle nie, of Calvin lees hulle nie oor gebed nie, en hy was een van die teoloë wat die meeste geskryf het oor gebed. Maar hulle gaan lees die obskure teoloë, en dit kom baie keer neer op wat ek sal noem chanting. Chanting is oor en oor dieselfde formule of woorde wat jy oor en oor sê. En jy sal onthou, die van julle wat nou ouer is as wat ek is, en wat kom uit die tyd hier van die 50er en 60er jare sal onthou, dat op 'n stadium is die wêreld oorspoel deur die Krishnas. En al wat 'n popster is, het weggeraak, en dan staan hulle so en spring in hulle oranje klere. Onthou julle dit? En dan gaan heeltemal van hulle kop af. Want dis wat chanting doen. En dis eintlik basies hindoeïsme. En daai goed van die hindoeïsme, lyk vir my, vind nou aanklank by hierdie ou skrywers, baie ou skrywers, wat hierdie soortgelyke goed gesê het. Wat jy oor en oor dieselfde dinge sit, en mense dink dis bid. Ek vertel ook vir jou, dis bid. Ek verkies om te luister na God self. Ek verkies om te luister in die skool van die Here Jesus, na die meester wat die Here Jesus vir my gegee het om my te leer, en dis die Heilige Gees. En hy sê, en hy leer ons vandag, die Here Jesus moedig ons aan om God aan te spreek as ons Vader wat in die hemele is. Nou, hoekom in die hemele? Het jy geweet dat in die Ou Testament kry jy nie die woord hemel, die Jode het eintlik nie die woord hemel nie. Met ander woorde, hulle het net die woord shamayim, en hy uitgang is 'n meervoud, hemele. Nou, hoekom? Want die hemele is die wolkehemel, die sterrehemel en die hemele der hemele, daar waar God se troon is. Dis hoe hulle wêreldbeeld gelyk het. Die wolkehemel, sterrehemel, waar die sterre is en die planete, en die hemele der hemele. En ja, hulle het gedink die aarde is plat, hulle het nie geweet die aarde is rond nie. En nou sê mense, en daai slim teoloë, wat daai boeke skryf, wat die mense so graag gaan koop en lees oor gebed. Dan sê hulle, ag, dis 'n verouderde wêreldbeeld. Mens hoef nie so te bid nie, mens hoef nie te bid ons Vader nie, wat in die hemele is, wie bid nog so? Ons weet die aarde is nie plat nie, hy staan nie op 4 pilare nie, die aarde is rond, en ons weet, ons is al ver in hierdie buitenste ruimte in, ons het nog niks anders te gekry as space nie. En allerhande goeters, planete en galaksies, en hulle is baie slim vandag. So daar is 'n verouderde wêreldbeeld, die hemele. En broer en suster, en wat leer ek my kinders en my kleinkinders? Ek leer vir hulle, daar's 'n wolkehemel, daar's 'n sterrehemel, en daar is 'n hemele der hemele, en ja, die aarde is rond. Dit weet ons, maar ek weet ook dat God sê, dis hoe hy die wêreld geskep het, en ek glo dit. In Hebreërs lees ons tog eers Paulus wat sê in 2 Korintiërs hoofstuk 12 vers 2, hy is weggeruk tot in die 3de hemel. Julle weet wat bedoel hy nou, né? Wolkehemel, sterrehemel, hemele der hemele. In Hebreërs 4 lees ons, Christus is ons groot hoëpriester wat deur die hemele weer meervoud deurgegaan het. Dit wil sê, hy het opgevaar tot die hoogste hemel waar hy op die troon van God gaan sit het. Dominee, nou wat is die belangrikheid van hierdie hemele, waaroor jy so aangaan? En hierdie meervoud, dat jy nou al vir omtrent 5 minute daaroor aangaan. Dis die punt. Dis die punt van hoe ek God sien, en wie God vir my is. God is nie hier op die aarde nie, hy is nie my vernoot nie, hy is nie my vriend hier op die aarde nie.
God is ver bokant my, genadiglik ver bokant my, ver bokant my verhewe. Dis die punt. Dis wat die woord hemele sê. Die woord hemele sê, ek is klein, maar moenie bekommerd wees nie, al is jy klein met groot probleme. Daar is iemand baie groter as jy. En ek kan nie van jou vergeet nie. Dit het ons al in die eerste preek gehoor. Jy kan nie vir my so wegraak dat ek jou nie kan kry nie. Jeremia 23 staan daar in vers 24, sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek dat ek hom nie sien nie, spreek die Here. Vervul ek nie die hemel en die aarde nie, spreek die Here. Ja, Here, u doen. U doen. U vervul dit alles, u is alomteenwoordig, en daarom sal ek nie van u min dink nie. Selfs Salomo het gesê, toe hy daai pragtige tempel gebou het, sê hy, die Here kan nie in die tempel bly nie. Die tempel is te klein. Die hemele kan nie eers die Here bevat nie. Die ganse kosmos kan nie eers die Here bevat. Hy's te groot. Nie dat hy fisies groot is nie, bedoelende, hy vul dit geheel en al. Hy is hier die spasie wat jy om jou sien. Hy is daarin. Hy is hier. En broer en suster, dis 'n wonderlike gedagte, dis 'n troostryke gedagte, dis 'n versterkende gedagte, wanneer ek hier op aarde sit, met my hande en my hare, en ek weet nie wat kant toe nie, ek weet nie wat moet gebeur nie, ek het nie antwoorde vir myself nie, ek is ontevrede met myself, ek is ongelukkig met myself, ek is hartseer, ek voel gebroken, ek voel ek wil nie meer aangaan nie, ek voel alleen. Maar broer en suster, dan is ek nie alleen nie. Dan is daar iemand wat aan my skouer vat. En dis my Vader. Hy gee om. En ek het dit teen die valse teologie, en dis juist hoekom ek vir u gelees het, wat ek vir u gelees het vanoggend. Ek het dit teen hierdie idee dat dit nie God is nie. Dat God dit nie kan doen nie. Want jy sien, hulle bid nie meer die Onse Vader wat in die hemele is nie. Hulle glo dit nie meer nie. Hulle skryf boeke vir geld. En Afrikaner, goeie, naïewe Afrikaner mense gaan koop die goed. Maar hulle glo nie meer in 'n Vader wat in die hemele is, soos daai kind glo in die Vader wat in die hemele is en wat die Almagtige is nie. Wat baie keer vir 'n pa sê, maar papa, hoekom hy jy? Want ons kan ons bid, ons kan ons vra dat God ons help. Daai kind glo dit. En dis reg. So God is nie net heilsmagtig soos wat hulle deesdae sê, en ek verkondig nie aan u 'n teologie van hoop nie, dis al wat ons het nie. Die Here Jesus het regtig uit die dood uit opgestaan, en nie net in die harte van sy disippels nie. En God kan al die dinge doen wat jy in die Bybel lees, en meer. Hy is die Vader wat in die hemele is, genadiglik. En daarom bid ek ook so. Die kerke, broer en suster, daar was 'n goeie stuk op 'n groep, 'n boeregroep waarop ek is, hierdie week, wat eintlik 'n opname was oor Afrikaanse kerke en hoekom mense uit Afrikaanse tradisionele kerke uitgaan. En dit was eintlik skokkend. Mense voel in baie tradisionele Afrikaanse kerke, die wat sogenaamd susterskerke was veral, hulle is in die steek gelaat en ek verstaan dit, ek deel dit met hulle. Jy het predikante wat goed sê wat regtig vreemd is. Bybels vreemd is. Onwaar is. Hulle kom nie eers die kontradiksies in hulle eie teologie agter meer nie. Want hulle bid nie meer self net ons Vader wat in die hemele is nie. Hulle glo nie in 'n groot en 'n almagtige, onsagwekkende God nie. Dis reg dat die mense daardie tipe van teologie los. Laat ek dit dan maar sê, so hartseer as wat dit is, jy kan nie daar bly nie. Dis lewensgevaarlik vir jou,
Kom terug na die skool toe van ons Here Jesus Christus en leer wat ware gebed is. In Jeremia 23, broer en suster, word ons daarop gewys dat God is in die hemel op sy troon en hy beheer wat in hierdie wêreld gebeur en hy stuur die profete. Maar jy het die verantwoordelikheid om te onderskei watter is ware profete en watter is valse profete. En jy kan nie daar sit soos 'n skaap met jou kinders langs jou en luister na 'n vals profeet nie. Terwyl die gif vir jou ingegee word. As daar nie meer vir jou gesê word dat ons het 'n Vader wat in die hemele is nie. As die Bybel vir jou ontkrag word en as hulle probeer om God die Almagtige te stroop van sy krag om hom aards te maak, dan is dit nie die waarheid nie. En weet jy hoe doen hulle dit? Hulle doen dit op 'n baie slinkse manier. Dis alles net die mensheid van die Here Jesus Christus. Liewe Jesus. Dit klink so reg. Die dodelikste gif is gif gemeng met suiker. Is 'n halwe waarheid. Is die dodelikste. Want jy voer hom vir groot mense en vir hulle kindertjies. Dus broer en suster, luister weer na die woorde van Jeremia 23 vers 31 tot 32. Kyk, ek het dit teen die profete spreek die Here wat hulle eie tong gebruik en sê die Here spreek. Kyk, ek het dit teen hulle wat leenagtige drome profeteer spreek die Here en dit rond vertel en my volk verlei met hulle leuns en hulle groot pratery terwyl ek hulle nie gestuur en hulle geen bevel gegee het nie. Kom skryf jy daai boek. Want hulle het jou 'n cheque aangebied. Wat het geword van roeping en verantwoordelikheid om jou roeping na te kom? Dis broer en suster, ken jou plek teenoor jou Vader. Jy kan ontzag hê vir hom, jy kan hom vertrou. Ek en jy is stof en as in die woorde van Abraham, die vriend van God, wat in die Bybel die vriend van God genoem word, sê, in Genesis 18 vers 27, kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek, alhoewel ek stof en as is. Is jy stof en is jy as? En ek kon voorbeelde nog vermenigvuldig het, maar ek sal nie. Mag dit wees, broer en suster, dat wanneer jy so aan jou Vader dink en aan my Vader dink wat in die hemele is, dat jy vir jouself dan ook by die punt kan kom, en ek gaan nie vanoggend daaroor preek nie, dit sal kom, dat jy kan sê, Vader, ek kan tevrede wees. Ek kan tevrede wees om te bid, anders as wat mense vandag bid. Ek kan tevrede wees om te bid, wanneer ek met u praat, ook oor my lewe en die dinge in my lewe, dat ek kan sê, as u wil. Nie ek het daardie boek gelees en ek het gesien, dis die resep en u moet hou by die reëls want ek het nou die resep so ek kan kry wat ek wil hê nie. Nee, ek sal anders bid as ander mense. Ek sal eerder bid, laat u wil geskied in my lewe. Ag, u weet van beter, al wil ek daardie kant toe, en u vat my daai kant toe, dan is dit reg, dan gaan ek daai kant toe, en ek aanvaar dit. Mag jy so leer bid, tot jou Vader en my Vader, wat in die hemele is. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons eer u en ons respekteer u. En Here, ons hoop, dit is werklik so in ons lewe en u weet dit. U hoor dit en u sien dit in ons hele houding. Ons lewe in 'n moeilike wêreld en in 'n moeilike tyd. Seker nie moeiliker as ander tye in die geskiedenis nie. Maar daar is baie dwalinge onder ons volk, onder ons mense wat Afrikaans praat deesdae. Daar is baie dwalinge in kerke wat ook Afrikaner mense in hulle het.
Daar is dik boeke geskryf, wat in baie boekwinkels verkoop word, u weet dit. Here, en ons is heeltemal anders. Ons is min, en ons is anders. Ons bid ook anders. Mense sê dit. Almal praat daaroor. Maar Vader, u weet, ons is in die skool van u Seun, waarvan hy die hoof is, en u Heilige Gees is ons meester. En ons leer uit die Bybel uit. Dankie dat u vir ons 'n Vader is. Dankie dat u altyd vir ons daar is. In die tye van blydskap en in die tye van hartseer, die tye met probleme. Dankie dat u ons altyd vashou en ons altyd versorg. Ons bid, Here, dat ons beter aardse pa sal wees, sodat ons kinders 'n makliker pad na u toe ook kan hê, in die voorbeeld wat ons vir hulle wys. Vergewe ons al ons swakheid en ons sonde, en ons vra dit van u in u Seun se naam. Amen. Daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons sluit af, broer en suster, met skrifbruiming 2:4, vers 1 tot 3. Wat 'n liefde en volheidslewe, waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegewe, dat hy ons sy kinders noem, maar die wêreld weet van die, wat uit God gebore is nie, en die kennis van die Heer nie, ons al hoogste goed begeer nie, wat die Heer nog meer vervul het, bly verborgen tot die stond, al die wonders ons onthul het, van die ewige vrede verbond. Ja, wanneer die Here kom, dan word ons gelyk aan hom, want ons sal in klaar omlyning hom aanskou in sy verskyning. Wie die middelaar se verskyning, en wag hy die heiligdom, soek van harte die verreining, wat daaruit sy sterwe kom, teen die sonde deur die stryd, sondes ongeregtigheid, maar ons leef uit God gebore, is tot hy
Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.